daar waar jy staan. Begin net daar te bid. Vertel hom hoe groot en wonderlik hy is. Vertel hom hoe fantasties hy is. Vertel aan hom. Bring hom eer, bring hom lof. Kyk 'n bietjie weg van jou en omstandighede en vertel hom dat hy die grootste is. Die enigste. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Halleluja. Dankie Vader, dat ons as mens ons oë kan opslaan en u heerlikheid sien. Sing daaroor en te praat daaroor, ons te verlustig in u heerskappy. Daarom bid ek vanoggend, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, ook hier in Streesbaai, ook hier vanoggend in hierdie plek van aanbidding, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, musikant en voorsangers. As my oë 'n bietjie rooi is en dit is 'n bietjie branderig, moenie ek rook nie dag gaan nie en ek drink ook nie. Dis nou maar net my oë is droog en die klank is ook nie lekker nie. Amen. Ek dink jy moet hom baie sagter sit want hy gil en skree nou. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Loof die Here. Prys die Here. Hoe klink hy sê? Hy echo nie. Nie die bas. Amen. Kan julle my agter hoor? Soms is klaar die ouens, ek praat te vinnig. Maar ek is so lang boodskap, as ek stadig praat, ek kyk hom nie in nie. So, maar vergewe my, ek sal my best doen om stadiger te praat. Die Here Jesus sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. In die soek na sy koninkryk moet ons verstaan dat ons soek sy heerlikheid, sy heerskappy, sy mag, sy grootheid, die enigste God. Dis hom wat ons soek. En wanneer ek en jy dit soek na sy grootheid uit te reik en onsself verlustig in sy goedheid en genade en barmhartigheid. Dis dan wanneer ons krag en heerlikheid in ons eie gees begin ervaar en beleef. Want hierdie een wie ons vertel hoe groot hy is die een wat in ons leef. Lang terug het die storie iewers gelees. Hierdie ou was nou nie juist geken as 'n geestelike mens nie, maar hy het al die boeke van die wêreld gelees, alle godsdienste se boeke. En iemand vra toe vir hom, het jy die Christenboek gelees, die Nuwe Testament kant gelees? En hy sê ja, hy het hom ook gelees en die ou vra vir hom, wat impress jou van die storie? Wat is daar in daai? En hy verwag, jy weet, die ou sal dalk iets sê soos, jy weet, die maagtelike geboorte, of die kruisiging, of die opstaan uit die dode, of die wonderwerke wat plaasvind, maar hy noem een van hulle nie. Hy sê wat hom meeste impress, wat hom die grootste, wat is die woord van impress nou in Afrikaans? Beïndruk. Die ding wat hom meeste beïndruk, dit is die enigste geloof, waarin hulle God in hulle kom bly. Ek het nog gaan meer ouens, halleluja. Die enigste geloof,
waar hulle God in hulle bly, die ander het dit nie so iets nie. Het jy al 'n bietjie gaan sit en dink? En dis 'n boodskap sê ek nou sê amen en die kerk ry ons, dan bly julle net hier nog 'n uur en dink net daaraan. Die Almagtige, die Skepper wat jy noem, hemel en aarde, die een voor wie engele buig en mense buig, een wie die demone vrees, die een wat heers is oor alles, hierdie een woon in jou. En sit net so 'n bietjie en ek hoop jy pen nie drop verder as jou keeltjie in jou hart. Jy verstaan hierdie persoon wat in my is. Die Here Jesus bid 'n gebed in Johannes 17. Hy sê dit in Johannes 17, ek net so vinnig vir julle aanhaal, maar hy sê net, hy bid dit, hy sê, Vader, ek in hulle, hoor nou wat sê, ek in hulle, dis 'n gebed wat hy bid. Hy, Here Jesus, bid aan die Vader, ek in hulle, en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Dan sien jy dan, ek in u en u in my, ek in hulle, so God in al sy heerlikheid woon in sy kerk, binne ons, en ons enigste ding wat ons stop en breek, dat ons kan verder gaan, is ons gedagte, is ons denke. Hierdie geesmassa tussen ons ore is ons doodsteek. Dis daar wat ons groot moeilikheid is. En eendag het 'n vriend van my gepreek jare terug, en toe sê die enige arm Gamedon wat daar is in Openbaringe, is die ding tussen jou ore. Dis waar die groot veldslag gewen of verloor word. Dis hier waar jy hoe gaan ek sê, aangekla word, of dis hier waar jy vrygespreek word. Dis nie in jou denke wat daai aanklag kom, jy is nie goed genoeg nie, en jy gaan dit nie maak nie, of is die denke wat vernuwe is, wat sê, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is 'n nuwe skepsel. En wanneer jy daardie goed begin dink en weet, dan begin jy dit in jou agterkom, maar God woon binne in my. Wie van julle het al beleef dat God in jou woon? Is daar 7 mense, 10, hele klomp wat al ervaar het? 'n magtige ding is in ons lewens aan die gang. En ek sien die laaste tyd Tron se boodskappe, en ook laas week het gepraat oor heerskappy. Ons het net 'n ding daar op die bord gehad, heerskappy. Van ons liedjies het gehandel oor heerskappy. So ek en jy moet vanoggend by 'n plek kom wat ons verstaan dat ons 'n groot God aanbid. Jesaja 9 vers 5. Dis 'n profesie aangaande Christus en sy koninkryk. Sê, want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Net voor ek verder gaan, ek wil hê jy moet kyk wie woon in jou. Christus, die is die Gees in jou, hy wat in jou woon, word genoem, hy is wonderbaar. Kan jy saam met my sê, hy is wonderbaar? As die eerste keer in die kerk is en ek vra om saam te praat, jy hoef nie, maar jy kan as jy wil, jy help net vir my om jou denk aan die gang te hou. Is dit reg? Kan jy weer saam met my sê, hy is wonderbaar? Dan sê skryf, hy is die raadsman. Hy is 'n sterke God. Hy is ewige Vader. Hy is vredevors. Dis hy wat in jou woon. Is jy nog by my? Wie is so? Ek weet jy kyk jy jou lewe die laaste tyd, ek weet jy wat jy gekom het, ek verstaan daai goed, maar die rede is, daai goed het gekom om jy nie verstaan, jy moet hoor, as jy Jesus Christus bely, as verlosser en zaligmaker, dan sê hy kom woon by ons. Paulus beskryf het, hy sê jou liggaam is sy tempel, is sy blyplek, en hierdie persoon in jou, is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, dis hy wat in jou is, amen. Dink net as ek en jy begin besef, wie in ons is, en ons lifestyle, match dit, wat ons glo. Is jy nog by? Ek vraag, as your lifestyle, jou lewenswyse match dit wat jy glo,
baie keer sê is 'n glo ding, maar jou lifestyle kom nie daar nie, want eintlik twyfel jy in dit wat jy glo. Dit is soos 'n fairy tale. Dit is soos Sneeuwwitjie en die 7 dwergies. Onthou julle daai storie, dis daai fairy tale. Hierdie is nie so iets, hierdie is die waarheid. Dit is die enigste waarheid. Inteendeel, hy verklaar, ek is die weg en ek is die waarheid. En niemand kom die Vader deur my nie. Hy is die lewe. Niemand kom die Vader behalwe deur hom nie. Vers 6 sê, hierdie persoon wat genoem word, wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede, hy sê, is tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Daar's nog 'n woord ek lê saam met my sê saam met hierdie woord, vermeerdering van die heerskappy. Wie van julle kom agter daai woord, wat daar beteken, dis nie onmiddellike ding, daai vermeerdering, it's something happening and keep on happening. Is dit reg? So wanneer jy hom aanneem en hy is in jou lewe, wil ek jy verstaan, hy wil in jou heers, maar daar moet ook 'n vermeerdering wees van die heerskappy. So dit beteken al meer 'n vernuwing in jou denke, al nuwe, want as jou denke vernuwe is, dan weet jy om op daai plek te kom om te weet wie hy is, wie die heerskappy is wat in jou lewe is. Ek wil hê jy moet verstaan dat daar is geen groter heerser as hierdie persoon, Here Jesus nie. Ons Vader wat in die hemel is, het hom aangestel as heerser. Die groot God en Vader, the creator, the mighty being, hierdie groot fantastiese persoon, hy het hierdie kind wat uit hom gebore is, aangestel as heerser oor alles. Is jy nog by my? En daai persoon is binne in jou. En sy heerskappy vermeerder, hy sê sonder einde. Ag Here, ek hoop dit gebeur in jou hart. Sê saam met my sonder einde. There's a flow, keeping on, that's a flowing of rulership. Daar's 'n meerwoord. Sê saam met daar's 'n meerwoord. Okay, kyk net vir my, en ek sien party van julle vir my kyk, wonder oor my. Ek net sê, ek het 'n groot bek, maar ek het die reg om hom te hê. Want ek het 'n pad geloop tot nou toe. Ek het goed beleef wat jy nog in boeke lees. Ek het goed geleef wat jy van droom. Ek het goed beleef van hierdie persoon wat in taal nie uitgeleg kan word. Hy is massief groot en hy het besluit, die Almagtige, om sy woonplek ook in my en by my te maak. En so ook in jou lewe. Hierdie een kom en hy sê vir ons, en ek praat oor die Here Jesus. Hy sê, hy leer eers die ouens bid. Hy sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. So hy kom en hy maak iets los, sê, laat u koninkryk wat in die hemel is, aarde toe kom, en wat in die hemel gebeur, hier gebeur. Wie is nog by? Ek weet jy glo dit nie, maar jy mag my glo. Jy mag my glo, dat dis 'n gebed. Hy sê, en dis hy wat bid sê, Here, die koninkryk moet kom, waarvan hy die koning is, moet kom aarde, en as hy hier moet net u wil geskied, geen ander wil nie, die grootste gesag, se wil, moet op die aarde in ons lewens geskied. En dis hy wat sê in Matteus 28, en hy sê in vers 19, kom hier dieselfde Here Jesus, net voor die hemelvaart, en hy sê vir hulle hierdie ding, gaan dan heen, dis Matteus 28, 19. Kan jy hom vir my kry, is daar iemand wat hom kan kry daar agter nie? Jy moet asseblief vir my die Bybel aan die gang hou. Kom sien, kry vir my reg, Matteus 28, 19. Ek gaan nou nie preek as jy nie daar is nie. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die mag in die hemele en op aarde. Wie praat daar? Here Jesus, die wat gebid het, u en my en ek en hulle, en hy wie se heerskappy vermeerder,
hierdie een kom nader en hy sê, dis sy woorde, aan my is gegee. Sê saam met my, alle mag in die hemele en op aarde. So jy dink dat hy sit iewers in die hemel en die engele speel viole en dis wat daar aan die gang is, that's much more. Alle mag, sy heerskappy in die geesteswêreld, 'n plek wat jy nie sien of kan sien en beleef nie. Daai geesteswêreld waar hy is op hierdie oomblik, daai aanbidding is wat skrikwekkend is, groot goed wat jy nie in jou kop kan dink nie. Hy sê, hy heers nie net daar nie, hy sê ek heers ook op die. Is jy nog by my? Wie van julle is op die aarde? Right? So daardie heerskappy kom na ons toe. Hierdie persoon is groot en magtig en sterk. Hy sê, in my is gegee al die mag, in die hemele en op aarde. En dan sê wat hulle moet maak, gemaak disippels van mense en doop hulle. Maar wat ek wil hê, jy moet om stil sit, voor ons verder gaan. Hierdie een wie jy God noem, die een wie jy as jy kniel en bid, of as jy staan en bid, of as jy sit en bid, of dalk in jou bed lê en hom toe roep. Hierdie een het alle mag, alle heerskappy, alles is aan hom onderwerp. Hy is die grootste en die heerlikste persoon in jou lewe wat jy ooit kan hê. Is jy nog by? Ek het iets verstaan. Oei, goed, en Don het, dink ek, laas naweek daar iets oor gesê, en ek wil net weer dit optel. Daar word vreeslik goed gesê oor die aarde. Wie van julle het al gehoor van die klimaatsverandering? Wie van julle lees koerante? Kyk TV. Klimaatsverandering. En baie mense praat saam, klimaat, weet en alles gaan verwoes, en dit gebeur, ek weet jare terug, weet daar soveel leuns in die goede, ek wil net jy moet verstaan, al die goed jy op TV sien, is die helfte is leuns, die ander kan jy nie glo nie. Maar ek wil net jy moet verstaan, dit, die klimaatsverandering, sê, jy toe maar kyk hoe leend is. Weet julle, ek is September maand, is ek ook al 75. Nou goed, ek het goed beleef, ek onthou as kind, wat het droogtes was, droogte. Weet, en vee het gevrek. Dit is verskriklik. Dan roep hulle die kerke oor die land op, om saam te bid vir reën. Wie van julle onthou daai dag? En wie van julle het antwoord op gebed gesien? Ja, kyk, ons het gebid daai tyd, en wat is, ek het nou eenslag, het was in Meijerton, ek dink in 83, toe vra die groot gemeente my om die gebedsdag daar te lei. Ek het 'n kleiner gemeente gehad daar op die kant, die groot gemeente vra ek hulle gebedsdag lei. En ek weet, en wat gebeurde, en die kerk kom agter by my, in die konsistorie, sê, ons wil net vir jou sê, ons sê, jy moet vir ons preek, jy moet net net ons bid. Dus sê ek, luister, ek het by God gehoor, julle bly stil gaan sit. Dit is my woord. Want ek het by God gehoor, hy is die hoogste gesag en hulle is poppos. Ek luister nie na hulle nie. En ek bring God se woord, en terwyl ek preek, sak daar 'n byreend uit. En hy bly uitsak tot ons klaar is, en ons klaar is, die reën hou aanval, ek onthou ek is in Boksburg, en ek staan in Boksburg en preek, en ekskuus ek goed ophaal, ek wil jou net vertel van hierdie heerskappy wat in ons is, staan ek en preek, en ek weet, dit was weer 'n droogte tyd, en ek staan en preek in die gemeente, en die Vaaldam is leeg, en hy moet nou volkom, en hulle het goed bewerk in die koerante, maar om hom vol te kry, moet soveel reën val, om hom weer vol te kry, maar as dit een slag val, is daar verspoelings, en hulle vertel wat alles gaan verkeerd gaan, en ek staan in die kerk, en ek sê vir hulle, en terwyl ek preek, sê ek hulle, God gaan reën gee, en niks gaan verspoel nie. Ek begin te profeteer, terwyl ek profeteer, sit 'n ou daar, en hy stap en sy vrou, hy sê, as hy sê amen, moes hy hardloop, want hulle huis is naby die kerk, en hulle kerk toe gestap. Hy sê, ons gaan nat reën voor ons by die huis is. Hy het nat reën voor hy by die huis is. Daai jaar begin dit te reën. Dit is hier somewhere in die 80s. Begin dit te reën. En die Vaaldam word vol sonder verspoelings in een seisoen. Hulle het vir ons gesê, daar gaan tye kom waar daar, ek dink dit was die ys gewys. Gaan net ys wees, dan wys hulle op die TV en die koerante, foto's van, gaan net ys wees, en ons gaan vergaan, dit gaan net koue wees. Dit het nooit gekom nie.
to change the mind. Ek probeer net vir jou sê, al hierdie goed, moet dit nie glo nie, daar is 'n almagtige God, wat in beheer is van die hemel en die aarde. Wie is nog by my? Daar's baie van die poppelgoed wat hulle vir ons vertel. Jy moet in God se naam nie glo nie, glo in God, wat in staat is om magtige dinge te doen. En daar's geen ding wat kan stop en keer nie. Ja, ek kom 75 jaar, ek het baie verspoelings gesien. Hier het jy nou sien, is nie die eerste keer nie. Hoop verspoelings al gesien. En hoop droogtes gesien. En hoop heerlike tye. Al wat ek probeer sê, ek vertel vir julle vanoggend van 'n magtige, heerlike, fantastiese God, wat in staat is, die Bybel sê, ver bo wat jy kan bid of dink. Jou imagination is goed genoeg om vas te stel hoe groot en magtige is hy. Hierdie God. En hy is steeds in beheer, ook van die aarde en van ons lewens. Ek het 'n vriend, hy is ook al na die Here Jesus toe. Hy het 'n gesegde gehad. Hy was lief vir karre. Groot karre. Baie lief. En die ou sal altyd gesê, weet die petrolpryse gaan op en jy moet versigtig wees. Maar hy het 'n attitude gehad en sê, luister, my vader weet ek like groot karre. Hy sê die petrolprys kan maar opgaan R100 per liter toe, ek sal nog steeds geld hê om in te gooi, want die ry gaan kom ry. Sy attitude is, ek vertrou groot God, wat in staat is om groot dinge te doen. Wie van julle het al groot dinge van die Here gesien? Wat sê, hy is 'n groot God. Hy is 'n magtige God. Hy is in staat om fantastiese dinge, en hy is nie in staat nie, hy doen fantastiese dinge. En hy sê, aan my is gegee al die mag in die hemele, onthou net, hy sê ook op die aarde. Amen. So hy wat in jou is, hy wat in jou woon, het alle mag. Dink so 'n bietjie, wat is jou hartseer vandag? Wat is jou pyn? Wat is jou bekommernis? Wat is dit wat jou aftrek? Wat is dit wat jou moedeloos en moeg maak? Ek wil net hê jy moet verstaan, as jy hom aangeneem het, hy wat alle mag het, woon binne in jou. En ek glo iets van julle met magtige getuienisse, wat hy in julle lewens gedoen het, en steeds gaan doen. Hierdie selfe ene, in Efesiërs 1 asseblief. Hy praat van Jesus Christus. Hy sê, en ek gaan vers 20 en 21 lees. Vers 20 sê, dit wat hy gewerk het in Christus, toe hom uit die dode opgewek het, daardie krag, wat hy in Christus gewerk het, toe hom uit die dode opgewek het, en omdat sit het aan sy regterhand in die hemel, kyk wat sê, Jesus sit nou bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. So hy is so groot. Christus Jesus, het God het ons Vader sy seun so groot gemaak, dat hy sit hom bo, sê saam met bo alle owerheid. Jy gaan het nodig kry. Nie so dan kyk, dink ek maar, jy gaan nodig kry, wat of jy sê. As jy weet, hy sit bo alle owerheid, sê saam met bo elke owerheid. En mag, en krag, en heerskappy. Hy is die hoogste God. Luister, hy is nie net sommer iemand nie. Hy is die hoogste gesag. Hy is die heerlikste gesag. Partykeer die manier wat mense met hom kommunikeer, dink jy hy is hulle speelmaat, maar hy is nie. Hy is die hoogste, heerlikste, grootste gesag. Want hy is bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. Hy sê nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook dit wat gaan kom. Hy sê aan hom, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Hierdie Here Jesus is so magtig, alles is aan hom onderwerp. Selfs jy. Verskoon tog. Selfs jy. Selfs jou lewe. Alles is aan sy voete onderwerp. Niks is hoër as hy nie. Hy is die enigste. En hy het alle dinge aan sy voete onderwerp en hom as 'n hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. So hy wat ons hoof is, alles is aan hom onderwerp. Wat 'n probleem het jy? Wat jy dink hy nie kan uitsort nie. Wat 'n drama daar in jou lewe wat jy dink
Hy dit nie kan ondra, man nie. Wat dink jy is dat, wat hy nie kan doen nie? En gereed gaan mense mee bel, mee praat, en probeer moet inpraat, maar, en soms raak ek ook maar moedeloos, en bly ek stil net, omdat hulle moedeloos is, raak ek nou ook maar moedeloos. Want, en soms weet jy nie hoe om te sê, maar, jy sê jy is 'n kind van God, maar verstaan jy nie, dat as kind van God, dat daar iemand in jou bly, wat alle gesag in die hemel en op aarde het, aan alles om onderwerp is in jou. Dat 'n kind van God is die mees kragtigste persoon op aarde. Is dit St. Patrick, dink ek, as jy reg naam het, hy was St. Patrick wat ek Ierland toe is, nee. Hy is Ierland toe, is 'n lang storie. Dit was toe Ierland het niks van God afgeweet nie. Had nog nooit gehoor van hom nie. Dit is 'n goddelose plek. 'n Plek besmet met slange, towery en al daai goed. Was 'n vieslike plek om te wees. Maar Patrick, St. Patrick, as jy sy boeke in goed in hande kan kry, sy begeerte was Ierland toe. En hierdie man, gevul met die heerlikheid van die Here, kom op 'n bose land, vyhandige gesinde plek uit. Maar hy stig, en ek is nie seker van my woorde of my data nie, maar is iets van, ek dink is 300 kerke in 30 jaar, of iets van die aard. Ja, 300 kerk, in 'n goddelose plek, waar hulle hom gesoek het om hom dood te maak. Ek wil nie alles in daai goed ingaan nie, julle kan myself goed gaan lees, maar hoe het God in sy mag deur Patrick, St. Patrick gewerk het, en wonderlike dinge gebeur het, 300 kerke in 30 jaar, dink ek, tot stand gekom. Hulle sê, jy kry vandag omtrent nie meer 'n slang in Ierland nie. Daai een vriend sê vir my, man, hy sê toe St. Patrick van die boot afklim, en hy sit sy staf so in die grond, toe vlie al die slange van die plek al weg. Ek wil net jy moet iets begin verstaan. As mense het meer oneer vir God gee, as eer, julle lewenswyse, julle manier van dink, manier van praat, nie verstaan hoe almagtig is hy nie. Hierdie almagtige een het 'n ding besluit by homself, voor die grondlegging van die aarde, die besluit, dat hy elke sondaar regverdig gaan verklaar. Elke sondaar. Hy gaan by hom kom om te sê, regverdig. Nee, ek sal nie verstaan nie. Regverdig. Regverdig. Vir elke sondaar sê, jy's regverdig. Ja, maar ek is nie so oulike, nee, dit is nie omdat jy so oulik is omdat hy God is. Omdat hy regverdig is. Kan hy regverdig verklaar wie hy regverdig wil verklaar. Wie is dankbaar? Ek weet nie wat in jou lewe, hier sit dalk mense met 'n denke, goed dat jou aankla, goed jy aanvang, maar ek wil iets vir jy is met daai goed so besig, dit bly jou so in 'n vortex aftrek. Wat is 'n vortex nou weer in Afrikaans? Hierdie goed is so gaan. Ja, in elk geval, maar as jy verstaan, dat die grootste gesag sê, ek verklaar jou regverdig. En jy sê, net omdat die hoogste gesag sê, thank you Lord, I receive it. I'm righteous. Ek is volmaak, deur Christus Jesus. Net omdat hy so sê, nie omdat jy so dink nie, nie omdat jy dink, jy so 'n wonderlike lewe, niks aan my te waai, net omdat hy almagtige sê, jy is regverdig, jy is heilig, jy is 'n erfgenaam, die grootste, die sterkste. Ek wil net vanoggend 'n slag jou oop staan na die hemel. En vergeef my, my woordeskat is nie altyd lekker nie. As ek sê na die hemel, die geesteswêreld, daar waar God is, en sê, thank you Lord, for sending Jesus. Dankie dat U in my kom bly het, en alle gesag en heerlikheid aan ons gegee is, deur Christus Jesus. Filippense 2:9 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is. So die naam van Jesus sou buig elke knie. Van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. So hy sluit niks uit nie. Bo, hemel, aarde, onder die aarde.
wherever. Hy sê, geen plek nie. Hy sê, God het hom naam gegee, waar in elke knie buig, want hy het die grootste, heerlikste naam. Ek wil hê jy moet vandag kyk na hierdie koning, toe hy opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel uit, sit hy aan die regterkant van die Vader, is 'n plek van krag, van gesag, 'n plek van heerskappy. Hy sit daar, en hy sit nie daar en wag vir whatever, vir beter dae nie. Hy sit daar met al die gesag om te heers in jou lewe en in my lewe. Baie sê, ag Here, ek het hierdie probleem daar. Weet jy, as jy toelaat dat hy heers, dat hy heers in jou lewe, voor jy 'n ding sê, dat jy hoor wat sê hy. Voor jy 'n ding doen, hoor wat sê hy. Laat die heerskappy van die hemele na jou toe kom. Dink vir 'n oomblik, wie van julle wat hier sit, het al foute gemaak? En ou nie jou hand opsteek, jy lieg jy. Wie wat hier sit, het al foute gemaak? En sê, sorry Lord. Maar dink vir 'n oomblik, daai fout, wat se effek het in jou lewe gehad het? En party ouens groot is en ander maar het 'n geweldige effek gehad in jou lewe. Maar dink vir 'n oomblik, as jy voor jy daai ding gaan doen het, jy gedoen het, na hom toe gegaan het, die koning, die heerser, die heerlike, wat die grootste naam het, die een wat alles is en weet, vir wie knieë buig, en jy buig ook jou knie geslag vir hom, en hy het vir jou raad gegee, want hy word genoem raadsman, en hy het sy raad vir jou gegee. Dink nie, wat kon gebeur het in jou lewe. Jy het vreeslik staan. Maar dink dan, wat kon gebeur het? Hoe anders stuk kon jou lewe gewees het? Hoe groot en heerlik kon jou lewe gewees het? Maar baie keer is die mens homself so groot, hy is amper groter as die Here. En jy het nog tyd om hom iets te vra nie. Ek moet nou besluit neem, ek kan nog nie vir hom wag of vir my 'n boodskap te gee nie. Ek moet nou 'n ding doen. Wie dit al beleef. En agterna kom jy agter ek nou 'n helse fout gemaak. But I can't change it. So ek jou aanmoedig vanoggend, hy is die hoogste gesag. Sy heerskappy, sy ewige heerskappy. Dis vermeerdering van geslag tot geslag, van dag tot dag, van heerlikheid tot heerlikheid, sy heerskappy vermeer. En as jy hom toelaat, sy heerskappy in jou vermeerder, en laat hy in jou vermeerder, en sy raad, en sy gesindheid, en sy hart, sy lewe, in jou meer word. Dink net, wat is die einde van die prentjie? Ek het dit goed gesien. Het jy geweet, selfs die duiwel weet wie is hy wat in jou bly. Die duiwel vrees die een wat in jou is. Wie dit al beleef, ek sien. Ek onthou dit. In Hazy View het jong mense 'n lied gespeel, en die lied sy naam was hy in die ding, Hare Krishna. Hare Krishna. 'n lied oor Hare Krishna. Dus 'n klomp gesepte jong mense nou speel die lied simpel lied hierdie nag. Hier in die middel van die nag vaar 'n duiwel binne in 'n meisie in daar. En dis nou 'n lang storie wat ek nie sal bykom nie, maar hulle bel vir my Rita maandag middag en sê hier is groot moeilikheid op hierdie plek, dis by as hy vakansie oor sy naam. In elk geval hier groot moeilikheid, jy moet kom. Hulle ken my nie, maar iemand het vir hulle gesê, julle moet nie iemand het gesê, julle moet iemand kry wat hy gaan die duiwel uitdryf, en iemand daar het gehoor van my en Rita, en hulle bel my en Rita sê, julle moet hier na toe kom. En toe kom sy ingestap, en toe ons inkom, en sit sy op die hoek van die mat, so mal soos 'n haas. Maar toe daai ding my sien, toe begin hy al klaar te bewe. Toe hy my sien, hy ken nie my naam nie, weet nie wie ek, weet nie waar vanaf kom, ek ken hulle nie, maar toe hy my sien, toe begin hy al vir my so kyk en sê, do you know what you are doing? Do you know what you are doing? Baie bang. Ek sê, yes, I know what I'm doing. And you are out right now. En daar dryf ons daai duiwel daar en dan onmiddellik uit. Hy het gevlug, want weet jy wat die rede? Hy het gesien, wie bly in my? Die man met die hoogste gesag in die hemel en op aarde. Wie 'n naam met bo elke naam, woorde in my, en selfs die duiwel sit daar.
Is u nog by my? Ek dink ek weet nie of ek hierdie storie moet vertel nie. Maar mense kan baie hele litheid draak nie, litheid draak. Jy moenie nou kom ons los dit want dit Ja, mense raak nou baie so duiwels bewus dat hulle God kon mis, jy weet. Dis hoekom ek nie graag oor sulke goed praat. Maar ons het mense gehad by ons gewerk het en twee dames het gewissel. Die een by 'n ander plek gewerk en die in die oggend ingestap. En vriende van my het vir ons gekuier en Rita was in die dorp by haar salon, sy daar 'n salon gehad. En binne aan sy by my en ons het eet. En ek hoor Rita het so 'n hele pak skinkborde gehad, blikskinkborde. Ek hoor hoe val hy goed. 'n Vreeslike slag. En Ben kyk my so en ons twee kom al dadelik agter. Hier is iets anders, maar nou is ek ook nie seker. Hy sê, "Wat's dit?" Ek sê, "Ons het 'n nuwe vrou wat hier werk. Sy het seker skoon gemaak, toe val hy goed om." Maar ek sê, "Wil jy gaan kykie want ons eet en ons gesels lekker." Daai aand, jy by agter kant toe sit ons weer in die sitkamer gesels. Toe val hy selfe goed om en daar's niemand in die huis behalwe ons. En dadelik weet ek en hy hierdie vuil goed hulle moeilikheid maak. En ek staan op en ek stap in daai klein hokkie en die spens is 'n klein hokkie, is nie goed ding. Ek stap daar en my eerste woord het my te kom. Ek is 'n man van God. Ek is die hoof van hierdie huis. Die Here het my aangestel. Uit is jy. Toe bly nog 2 jaar daar, dan die weer ding geval nie. Maar ek hoef ek breek, ek hoef hy wat in my was of is die hoogste gesag, selfs die duiwel vlug. Ek neem self iets siektes vlug. Ons het gekom by mense met kankers en die gesag in my het gemaak dat die kankers vlieg. Van my mense, van ander mense gaan bid en terwyl hulle bid, die gesag in hulle het gemaak dat die kankers uitgaan. Mense het gesond geword. Die Here is die hoogste gesag, die heerskappy, soos in die hemele, so ook op die aarde. Wie's nog by? Nou wil ek kies vir 2 vers 9, Filippense 2, 9. Daarom het God hom uitmate verhoog, naam gegee wat bo elke naam is. So die naam van Jesus sou buig elke knie, wat die hemel, op die aarde, onder die aarde is, elke tong sou bely. Dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van die Vader, van God die Vader. Hoor wat sê in vers 12. Nou gaan nie daaraan, hy sê, daarom, omdat hy die naam bo elke naam het, daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk uit julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God, sê saam by, dit is God, wat in my werk, om te wil sowel as te werk, na sy welbehaag. Die hoogste gesag. Paulus beskryf van vers 8, 9, 10, 11 af, vertel hy van hierdie groot naam, die hoogste bo alles. Hy sê, omdat dit so is, daarom moet julle, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nou ook wees. Baie meer nou maar afwesigheid. Vers 13, werk, want dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel sy werk, as sy welbehaag. Die heerskappy van die Here in jou, om te wil, sowel as te werk. Sy heerskappy sit 'n wil in jou. Ek wil dit doen, tot eer van sy naam. Want dit is sy heerskappy, wat my maak wil, maar ek wil nie net nie, ek doen dit ook. Wie van julle al 'n ding wou doen en dit toe nie gedoen het? Kan ek sien, is daar nog mense? Jy weet, jy het jou gepraat, maar jy het nou nie kans en jy wil en jy is nie seker, en toe doen jy nie. Maar hier sê, hy wil jou nie net die wil gee nie, maar ook die power om te doen tot sy eer en welbehaag. Is u nog by my? Kerk, ons is 'n groot magtige God. Ek is lus, stop sommer net daar. Eindelijk was my boodskap net vanoggend, en toe ek hoor wat hulle vir ons laat sing, en ek sien wat hierdie week kom, is daai woord heerskappy.
Maar ek en jy kan nie heers as ons nie weet hoe groot dat hy is nie. Want die ding is, jy kan sê, jy weet, hier is 'n siekte, maar ek weet nie of hom kan oorwin nie. Want ek weet nou nie of hy dit kan doen nie. Jy weet, dalk kan hy dit doen nie. Dalk kan God dit nie doen nie. Of jy sê, ek het hierdie probleem, maar ek ken iemand wie se naam hoër is as elke ander naam. En in sy naam sal dinge gebeur. Want dit is sy heerskappy in my en deur my. So daar waar jy vanoggend sit. Weet ek die week bid en kon my gevra het vandag preek en ek die Here vra wat ons gaan sê. Dan sê vertel net vir hulle, ek is die grootste vir alle grootes. Al wat hulle moet weet. Gaan kyk die teks wat ons gelees het. Die eerste een wat hy vergeet, aan my is gegee al die mag in die hemel op aarde. Moenie vir politiek wat die land aan die gang is vrees. Want dis nie ons werk. Ons is koninkryksmense. Dis 'n ander koninkryk. Daar is duisternis en vlees. Ons is 'n ander koninkryk. Moenie vrees wat ons aan die gang is gebeur en die goed wat hulle op TV, hulle nou weer 'n nuwe virus wat op 'n boot uitgebreek het en die virus kom nou daar vanaf en almal hol nou agter die virus aan om te kyk of hulle iets kan regkry. Daai selfe ouens is agter die virus aan hol, agter die almagtige aan hardloop. Vrek daai virus oornag. Gaan dit ook nie. Kyk, wat julle aanmoedig, die wêreld probeer ons geloof steel. Die wêreld probeer hierdie groot almagtige Here verskans deur hulle gepraat en gepraat en gepraat. Maar ek het vanoggend om vir jou te gestuur om vir jou te sê, aan hom is gegee al die mag. Hy het 'n naam bo elke naam. En sy naam buig elke knie. Hy is vir ons gegee. Hierdie kind wat vir ons gebore is, word genoem Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy vermeerder en vermeerder en vermeerder. En hoor nou wat ek vir jou sê, die vyand gaan nie vermeerder nie. As jy Hebreërs 2 lees, dan sê die Hebreërs 2 dat die Here Jesus wat het die dood oorwin. Hy het nie die dood oorwin nie. Dan sê hy wat die mag oor die dood gehad het, die duiwel, het hy tot niet gemaak. So hierdie oorwinning van hom, hierdie heerskappy is oor die dood, oor die vyand, oor sonde, noem wat jy wil. Sy heerskappy is oor alles, hy is groter en hy is heerliker en ons buig voor sy troon. Die koning. Daar waar jy sit. Turn your eyes upon Jesus, full in his wonderful faith, and the things of the earth will grow strength in the light of glory. Sal jy net weer saam met my sing, dan doen jy dit. Your eyes upon Jesus, look full in his wonderful faith, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Ons gaan nog 'n keer sing, maar voor ons sing, wil ek jou uitdaag. Wat ook al jou probleem. En beteken jy jou eie self grootste probleem. Wat ook al jou story. Will you not please turn your eyes upon Jesus, Almighty One, the ruler of the universe? And then the things in your life will start to grow strangely dim and disappear. Eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things
strangely down in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Wil jy net daar vanoggend vir my 'n guns doen? Ek is so ernstig oor jou. Ek is so ernstig oor jou lewe. Ek is so ernstig om net vir jou te sê, there is much more in life than this thing that you are experiencing right now. Ek wil jou uitdaag. As daar goed is wat jy moet face in die week, as daar goed is wat jy moet face en doen in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie jaar, en jy het vanoggend gehoor, jou God is groter as alles. Wil jy nie opstaan daar in jou bank en sê, ek staan vanoggend as 'n bewys that I'll turn my eyes upon Jesus. Wil jy dit gou doen? Dan vertrou jy vir 'n wonderwerk. In the light of His glory and grace, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Hey, speel dit vir my bietjie saggies. Bly so 'n bietjie, ons gaan nou huis toe. Openbaringe 3:20 sê, ek staan by die deur en ek klop. Iemand my stem hoor, oopmaak, kom ek in. Whatever your probleem, hear Him knocking. Hear Him knocking this morning. Let Him in. Let Him in. Let Him in. Will you? Let Him in. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hear Him knocking. Let Him in. Let Him in. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Will grow strangely down in the light of His glory and grace. Ek hoor 'n woord. Ek hoor 'n woord. Luister, en ek weet nie met wie ek praat nie, maar as iemand wat hierdie woord nou hoor en jy sal weet, ek praat met jou. Die Gees van die Here sê vir iemand, omdat jy my nie vertrou nie, doen jy my oneer aan. Omdat jy wanhoopig is in my teenwoordigheid, doen jy my oneer aan. Omdat jy nie kan glo dat ek God is. En nie kan glo dat ek veel wonderwerke doen nie. En nie kan glo dat jy vir my kosbaar is. Vir iemand sê die Here hierdie woord vanoggend. Ek wil jou vra as jy na die diens met my wil kom praat of met pastoor Ton Kleinhans, doen dit. It's time. It's time. It's your time. Today. For a change in your life. A newness to come. Refreshing Holy Spirit water falling on you. Today is your day. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.